Goeiemiddag graad 12 leerders. Welkom by vandag se geskiedenisles. My naam is Neer Dieksen. Die les word aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in vennootskap met Pakama Research and Development. Leerders, vandag gaan ons gaan weer kyk na die opstel skryfonderwerp, die swart bewussyn. Maar hierdie keer gaan die fokus meer op die 1976 Soweto opstand gefokus word. Waarom ons dit op hierdie manier doen, is dat die vraag word verskillend aan u bekendgestel, en as u nie die vraag kan beantwoord van verskillende direksies af nie, dit beteken dat u is nie gereed om die finale eksamen af te lê nie. Nou vandag, leerders, soos ons altyd begin, ons verduidelik altyd dat geskiedenis bestaan uit twee vraestelle, vraestel 1 en vraestel 2. Vraestel 1 het afdeling A en 3 vrae, en hierdie 3 vrae is vraag 1, vraag 2, vraag 3. Dit beteken, vraag 1, vraag 2, vraag 3 is wat ons noem die brongebaseerde vraag of die kortvraag. Afdeling B is die opsteltipe vraag, wat ons ook roep die langvraag, en dit is vraag 4, 5 en 6, maar ons fokus is nie op dit nie, ons fokus is op vraestel 2. So vraestel 2 het ook afdeling A, en nou onthou leerders dat as vraestel 2 afdeling A en afdeling B het vraestel 2 ook afdeling A, vraag 1, vraag 2, vraag 3, en dit is die brongebaseerde vraag. Dan beweeg ons na afdeling B toe. Afdeling B het vraag 4, vraag 5, vraag 6, en die vraag wat ons vandag gaan bespreek is basies afdeling B, vraag 4 van vraestel 2. So leerders, soos ek gesê het aan julle, dit is uiters belangrik om te verstaan dat ons moet verstaan dat elke les het 'n doelwit wat moet bereik word op die einde van die dag. So teen die einde van hierdie les behoort leerders in staat te wees om die volgende te kan verduidelik en te bespreek op dieselfde tyd. So wat is dit wat die leerders moet bespreek en verduidelik op die einde van die dag? Dit is die uitdaging van die idees van die swart bewussyn aan die staat, wat hulle aan die staat gestel het, die invloed van swart bewussyn op die 1976 Soweto opstande. Dan hierdie informasie was basies gevind uit wat ons roep die KEPS dokument bladsy 29 en die eksamenriglyne ook bladsy 6. Nou kom ons kyk na vorige kennis. Vorige kennis sê vir my en vir u dat in graad 9 het julle bespreek oor die Bantu onderwysstelsel in Suid-Afrika. Daar was bespreek oor, of die onderwyser het aan u verduidelik die Soweto opstand van 1976. So dit is uiters belangrik dat al die leerders het al gehoor van die Bantu onderwys, die Soweto opstand van 1976, en dit is ook uiters belangrik leerders dat ons moet ook bewus daarvan is dat in die vorige lesse het ons ook die swart bewussyn beweging ook bespreek basis. En in hierdie les gaan ons nie kyk basis wat was die rol van Steve Biko nie. Ja, ons gaan dit noem, maar die fokus gaan meer is op die swart bewussyn en hulle rol en die komitee wat saamgestel is, wat hulle eintlik moet bereik op die einde van die dag. Dan uiters belangrik leerders dat ons moet besef dat as ons 'n les begin, moet daar 'n basiese assessering plaasvind, en die vraag staan soos volg. Jy moet nou verklaar kortliks hoe swart mense die idees van swart bewustheid in die laat 1960 en 70 geïmplementeer het. Laat ek net weer die vraag vir julle lees van die basiese assessering. Verklaar kortliks hoe swart mense die idees van swart bewustheid in die laat 1960s en 70s geïmplementeer het basis.
So as ons kyk na die oplossing, na die antwoord basies, deur die swart bewussyn beweging te bekyk, dit is die antwoord wat daar moet wees basies. Verskeie swart bewussynsorganisasies en programme is in universiteite. Onthou, eerste universiteite, ons gaan verduidelik in diepte, as ons praat van universiteite, ons gaan verduidelik in diepte as ons praat van skole, gemeenskappe en werkplekke gestig met die Black People's Convention. So hierdie Black People's Convention was 'n organisasie wat deel was. Onthou dat die swart bewussyn beweging was 'n idee. Dit was iemand se idee en die idee het gekom van Steve Biko af en hy het hierdie idee gesteel van die FSA basis. En die BCM was basis 'n umbrella of 'n sambreel van die swart bewusynsorganisasie. So dit is uiters belangrik dat ons moet dit verstaan. En ons kan sien dat leerders wat gebeur het is dat die eerste organisasie wat gestig was basis was SESO. Dit beteken Suid-Afrikaanse Studente Onderwysvereniging basis. So in Engels sal ons sê South African Student Organization basis. En dit was die eerste organisasie wat gestig was. Hoekom was dit gestig? Want Steve Biko het besluit om 'n dokter te word en hy het gaan studeer by die Universiteit van Natal basis. En toe hy daar studeer, was hy deel van wat ons roep 'n organisasie NUSAS. Nou dit beteken NUSAS was vir soos ons sal sê in Engels, dit was 'n multiracial studenteorganisasie op die einde van die dag. Dit beteken dit was 'n multikulturele organisasie wat gekyk het na die situasie hoe studente hulle self bevind op universiteit. Maar NUSAS was nie bekend met die toestande wat swart mense teengestaan het as hulle die universiteit verlaat het nie. So dit is uiters belangrik dat ons moet verstaan is dat as die swart studente die universiteit verlaat het, was die gronde nie weer gelyk nie. Dit sê dat die wit student het huis toe gegaan in 'n groot massiewe huis en die swart student het huis toe gegaan in 'n eenkamerhuis en 8-9 mense moet daar in die eenkamer geslaap het. En dit het veroorsaak dat Steve Biko nou die organisasie SESO gestaat het basis. So dit is uiters belangrik dat SESO was die eerste organisasie en van SESO kry ons basis die Black People's Convention. So dit sê vir my leerders dat SESO was gestig op onderwys op die universiteitsvlak en Black People's Convention was in die gemeenskap basis. Dit was in die gemeenskap geskep. So hoekom het SESO nou die swart mense so konvensie beginne, is dat omdat hulle gebesef het dat uit SESO het die dokters gekom, die onderwysers, die sielkundiges en daardie mense het binne die gemeenskap beweeg en hulle het Black People's Convention beginne wat sekere ander organisasies ook bemagtig het. En soos ons kan sien, hulle die gemeenskapsprogramme beginne in die verskillende gebiede. Hulle het ook bou beginne en dit is die werkers in die basis. Dit is die werkers in die basis. Dan was hulle ook verantwoordelik vir SESM. Nou SESM was basis op skoolvlak basis. So daar het ons leerders dat SESO was begin op universiteitsvlak eerste. Toe van SESO was dit die onderwysers, die dokters, die prokureurs, die sielkundiges en hulle het in die gemeenskap beweeg en hulle het Black People's Convention beginne. En van Black People's Convention nou was die werkers in die beginne bou en SESM wat op skoolvlak was basis. So leerders, so nou kan ons sien dat SESO, bou, SESM, hulle almal val onder die Black People's Convention. Dit beteken nou, die Black People's Convention was 'n organisasie, dit was, soos hulle sal sê, 'n politieke organisasie wat verantwoordelik was vir die ander strukture van die swart bewussyn beweging basis. En dit het gemeenskapsprogramme ook beginne, verskillende
Hulle het nou klinieke oopgemaak vir gesondheidsonderhalwe. Hulle het naskoolse so skemas gehad waar hulle leerders nog help het saam met wiskunde, met Engels, met verskillende tipe vakke. En dit sê vir my leerders dat die sorgbewussyn was 'n idee wat die sorggemeenskap uiterslik beïndruk het basies, want die sorgbewussyn beweging leerders het basies gesê dat luister hierso, jy is swart, maar dit sê nie, jy het nie die moed en die krag om sekere goed nou te doen nie. Dan baie belangrik leerders, ons gaan nou soos ons nou verder gaan in die sorgbewussyn beweging. Ek het die eerste gedeelte genoem net sodat u die grondbasis het waar die sorgbewussyn beweging begin het, maar nou soos ons verder gaan moet ons ons roep dit in Engels die peel metode gebruik. Basis die eerste ene, die P is point of statement, die volgende, die eerste E is ek verduidelik, die volgende E is voorbeelde wat verskaf word en die laaste ene is ons skakel dit na die stans wat ons geneem het of na die volgende paragraaf. Dus so kom ons kyk wat is die peel method basis, ons het dit vertaal om het maklik te maak vir u in Afrikaans. So die punt, dit is die openingssin van jou paragraaf, dit moet duidelik wees en die stelling moet bekend gemaak word aan almal wat die paragraaf lees. Dan moet jy dit verduidelik. Die volgende paar sinne in jou paragraaf behoort die punt wat jy net gemaak het te verduidelik op die einde van die dag. Dan bewys beteken jy met 'n voorbeeld nou stel vir ons. Gee getuienis, voorbeelde van die stelling, punt wat jy gemaak het om het te ondersteun, dan moet dit nog geskakel word. Aan die einde van jou paragraaf moet jy nou terugskakel na die vorige, na die opstel vraag wat gevra was, of vorentoe vat na die volgende paragraaf toe basis. So, kom ons kyk basis, wat was die regering se reaksie op die sorgbewussyn beweging basis? Dit is uiters belangrik leerders dat ons moet kyk na hoe die nasionale party en die apartheidsregering op sorgbewussyn geregeer het. So, dit sê vir my leerders dat voor die sorgbewussyn beweging was die Suid-Afrikaanse regering al klaar besig. In 1959 was hulle besig met die grondwet wat nou toegelaat het dat as jy 'n Zulu was, moet jy na Zululand toe gaan en hulle het hulle eie parlement daar gestig. As jy 'n Venda was, moes jy na Venda toe gaan en hulle het hulle eie parlement daar gestig. So dit sê nou vir my basies dat die apartheidsregering was al klaar besig met hulle planne om die nie-blanke, of laat ek sê die etniese persoon in sekere plekke te festeer basis op die einde van die dag. Aan die begin was die regering was ten gunste van die swart bewussyn beweging basis. Waarom? Want hulle was besig in 1995 met die grondwet basis wat toegelaat het dat die verskillende etniese groepe op verskillende plekke geplaas was in Suid-Afrika basis. En soos tyd aangegaan het die nasionale party wat die apartheidsregering was besef dat die swart bewussyn beweging was eintlik nie net om die swart mens op te hits, om te besef dat hy is uiters belangrik as 'n persoon nie, hy is uniek, hy kan selfstandig wees en die swart mens kan by mekaar kom en veg teen die liste van die apartheidsregering basis. So leerders, so kom ons gaan net verder, hoe het die regering opgetree op die einde van die dag? Aanvanklik, soos ek gesê het, was die regering nie bekommerd oor die swart bewustheid beweging nie. Hoekom was hulle nie bekommerd nie? Dit het gelyk soos hulle eie beleid van apartheid en afsonderlike ontwikkelings. Die vorm van SESO, Unie vir swart studente, het net ooreengestem met apartheid teorie van eie sake basis.
Dit beteken, dit was goed dat die Zulus hulle eie plek gehad het, maar dit het nie daar gestop nie. Toe Seso nou begin het Seso eintlik gebesef, listen hier, as ons die studente stuur in die verskillende gebiede, dan gaan dit verhoed basis dat apartheid moet voortgaan in die verskillende swart gebiede. Biko se toespraak en die swart bewustheid idees het swart Suid-Afrikaners aangespoor om apartheid te verwerp. Dit beteken om dit nie te aanvaar nie. En stakings het beginne reg oor die landbasis. Toe dit duidelik word dat die swart bewustheidbeweging sterk teen apartheid is, het die regering gereageer deur die swart bewustheidleiers te verbied om in die openbaar te praat. Seso by universiteite te verbied en sy lede nou af te lewer met hulle basis. So leerder, dit is uiters belangrik dat ons moet verstaan dat aan die begin was die swart bewustheidsbeweging, dit was 'n goeie idee. Die apartheidsregering het dit geaanvaar, hulle het gebesef, luister hierso, hierdie beweging is in lyn met ons grondwet van afsonderlike ontwikkeling van 1959. So dit was die rede waarom hulle niks gesê het op die einde van die dag nie. Maar soos tyd aanbeweeg het hulle besef dat hierdie beweging was eintlik beginne om apartheid tot 'n einde te bring in Suid-Afrika basis. En dit het nog gelei leerders dat soos die vorige het vir ons gewys basisleerders dat dit het sekere idees in swart mense opgehits basis. Byvoorbeeld, hulle het gebesef dat as toe die swart bewustheidsbeweging ingestel was, het die swart mense begin aanleer dat hulle is belangrik, dat hulle hulle eie identiteit, en hulle hoef nie die identiteit van 'n ander ras op te volg op die einde van die dag nie. En leerders, soos dat die swart mense aangehits het om sekere posisies en opstande en stakings aan te bied en te voltooi, het het gelei leerders dat Steve Biko was een van die leiers, hy was eintlik die ideale leier van die swart bewustheidbeweging, dat hy was gearresteer op die einde van die dag. En toe hy gearresteer was, leerders, was hy tuis, en hy moes net tuis gebly het, en terwyl hy tuis was, het hy besluit om verskillende universiteite te besoek, en terwyl hy verskillende universiteite gesoek het, op sy terugkeer leerders was hy gearresteer, hy was geneem na Port Elizabeth polisiestasie, en daar was hy gemartel, en hy was nakend in 'n polisiewan gesit, wat van Port Elizabeth, dit is min of meer 1200 km, 300 km, het hy nakend, was hy vervoer van Port Elizabeth tot en met Pretoria. Toe hy by Pretoria aankom, was hy geklassifiseer as soos hulle sal sê in Engels, dead on arrival. So met sy aankoms in Pretoria was hy al klaar dood verklaar. Die minister van verdediging het uitgebeeld in media dat Steve Biko is afgesterwe deur hongersnoodbasis. Maar Helen Zille en haar koerant Maatjies het toe ondersoek ingestel en hulle het nog gekom op die waarheid, en die waarheid was dat Steve Biko was doodgemartel op die einde van die dag, en hy is dood van breinskade basis. So dit is hoe Steve Biko tot einde gekom het, maar voor sy dood basis, onthou Steve Biko is oorlede in 1977, maar toe die swart bewustheidsbeweging tot stand gekom het, jammer, soos ek verduidelik het, was daar verskillende organisasies. En Seso was die organisasie op universiteitsvlak, en hulle was verantwoordelik vir die instaatstelling van die Black People's Convention, BAWU, en SESAM op dieselfde tyd also. So dit is baie belangrik, leerders, dat ons moet verstaan dat BAWU was vir die gewone werkers in fabrieke, en SESAM was op skoolvlak. So, terwyl hierdie organisasies in plek ingestel was, het die swart bewustheidbeweging ook, soos ek genoem het, 'n gemeenskaps projekte aangehits ook in die verskillende gebiede,
En hierdie projekte was basies medies, dit was opvoeding wat plaasgevind het. En op dieselfde tyd leerders het hulle die sportklubs, jammer leerders, hulle die sportklubs en ook het hulle die kerke ook gebruik om die swart bewussyn te versprei. Maar wat uiters belangrik is, leerders, is dat die swart bewussyn het uiters mate plek gevind in die harte van swart mense in verskillende plekke in Suid-Afrika basis. En hier sien ons 'n foto van Hector Peterson wat gedra word deur Umbisia en Hector se suster Antoinette Sithole wat langs aan hulle loop. Nou Hector Peterson was een van die mense wat doodgeskiet was aan die begin van die opstand. Hy was nie die persoon nie, maar hy was een van die mense wat doodgeskiet was aan die begin van die opstand. Maar hoekom die opstand nou? Baie belangrik dat ons moet vra, hoekom die opstand en hoe was die opstand aangehits en hoe was die mense gebeïnvloed om die opstand te begin? Uiters belangrik. So in Soweto moet ons besef dat Soweto was basies een van die grootste swartgebiede in Suid-Afrika en dit is tans nog steeds een van die swartgebiede in Suid-Afrika. So wat 'n rol het die swart bewussyn gespeel in die jeug van Soweto? Dit is uiters belangrik, kinders, dat ons moet besef dat die swart bewussyn het die jeug van Soweto aangespreek omdat hulle hoop gehad het vir die einde van 'n onderdrukking in Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse studentebeweging, SESM, op skoolvlak is in Soweto gestig deur hoërskoolleerlinge. Uiters belangrik. So SESM was gestig waar eerste? In Soweto deur hoërskoolleerlinge. Dit het leerders aangemoedig om 'n studenteverteenwoordigheidsraad te vorm om hulle behoeftes en onnigting uit te druk basis. So basis hulle ontevredenheid uit te druk. So SESO onder leiding van Steve Biko en Black People's Convention het kontak gemaak met SESM en het die swart bewustheid idees aan hulle leierskap bekend gestel. So basis nou wat hier gebeur het, leerders, is dat in Soweto het hulle bymekaar gekom, al die leiers van die verskillende hoërskole. En hulle het wat ons roep SESM beginne basis. So die studenteverenigingsraad het leiers gehad en hulle het bymekaar gekom. En waar het hulle bymekaar gekom? In White City. White City is 'n area in Soweto in. En hulle het by die skool Morrison Isaac bymekaar gekom om te beplan hoe gaan hulle opstaan teen die apartheidsbeweging. Nou die vraag is, leerders, waarom moes hulle opgestaan het teen die apartheidsbeweging? Uiters belangrik. Van 1974 af was daar besluit dat daar instruksie moet uitgevoer word dat die swart leerlinge in die swart gebiede Afrikaans moet begin doen, nie net as 'n taal nie, maar ook in die verskillende onderrigvakke, soos byvoorbeeld wiskunde, natuurenskykunde en biologie basis. So in daardie 3 vakke was daar besluit basis dat daardie 3 vakke gaan aangebied word in Afrikaans, maar uiters belangrik, kinders het in hope alreeds gedryp. So dit sê vir my dat die drypsyfer was taamlik hoog. En omdat die drypsyfer taamlik hoog was, het hulle besluit genoeg is genoeg. En dit is hoekom hulle in 1976 het hulle bymekaar gekom, al die leiers van die verskillende hoërskole in Soweto, by Morrison Isaacs, en hulle het beplan hoe gaan hulle 'n betoog en basis opstaan teen die implementasie van Afrikaans in swart skole in Soweto Silks. So leer dit is uiters belangrik dat die jeug in Soweto het by SESM en ander swart bewustheidsorganisasies aangesluit. SESM take het as 'n vorm gefunksioneer vir opvoedkundige en politieke besprekings om kritiese denke aan te moedig en politieke kennis te verbeter. Die organisasies het ook 'n militante koerant gehad namens Tras bekendgestel wat swart bewustheid idees onder skoolleerlinge versprei het. Die
Black People's Convention en CESO se invloed in hoërskole het debats, genootskappe, media en klubs het studente aangemoedig om vir hulle regte te kom veg op die einde van die dag. So die Soweto studente het begin kla. Hoekom het hulle gekla? Van hulle het geontmoet nou by Morrison Isaacs in White City. Maar die vraag is, hoekom het hulle gekla? Soos ek al voorheen verduidelik het, Afrikaans en heidaglik, tussen daardie tyd het hulle steeds in haglike omstandighede gebly ook, basies. So die leerlinge in Soweto skole het baie beswaar gehad rakende die onderrig wat hulle ontvang het. Skole was propvol en die curriculum was beperk basies. So die curriculum was opgetrek basis dat die swart leerder moet nie verder bevorder word as 'n gewone slaafwerker basis nie. Dit sê dat die swart leerder moes eintlik basis wat ons roep, die slaafwerker wees. Hy en Hendrik Verwoerd het dit ook self gesê. Hy het gesê daar is geen plek vir die nie-blanke in die Europese gemeenskap basis nie. En leerders, en dit was hoe die curriculum opgetrek was basis, so dit was uiters beperk. Dit het hulle net voorberei vir handwerk en ongeskoolde arbeid. Die regering het toe aangekondig dat Afrikaans 'n taal wat vir die meeste onderwysers en leerlinge onbekend was. Onthou nou leerders, hierdie onderwyser gee klas in Sotho en Zulu in vir jare. So Afrikaans is nie sy moedertaal nie en Afrikaans is nie die taal wat hy ingestudeer het op dieselfde tyd nie. En op dieselfde tyd leer dit is uiters belangrik dat ons moet onthou dat as jy in graad 10 was in die ou dae, dan het hulle jou geneem van die skool af, hulle het jou 1 jaar gesit in die onderwys college en in die onderwys college was jy opgelei vir 1 jaar of 2, dan gaan jy terug. So dit sê dat die hoogste kwalifikasie, skoolkwalifikasie was basis graad 10 op die einde van die dag. Maar hulle wil nie Afrikaans as 'n taal gehad het in die volgende vakke nie. Wiskunde, geografie en biologie en natuurenskyke soos volg nie. Dan baie het Afrikaans as die taal van die onderdrukker beskou, maar hulle beswaar is deur die apartheidsregering geïgnoreer. In antwoord op hierdie opvoering het sommige studente in Soweto besluit om klasse te boycott. Hulle het weggebly van klasse af. So die swart bewussynbeweging het swart mense bewus gemaak dat hulle kultuurwaarde het en hulle nie gedwing moet word om enige ander taal of kultuur aan te vaar op die einde van die dag nie. Dit beteken dat die swart bewussynbeweging het basies gesê vir die swart individu dat hy is uiters belangrik. Jy kan dit doen sonder die hulp van 'n ander ras op die einde van die dag. So kom ons gaan nou na die gebeure toe van 16 Junie 1976. So SESM het 'n aksiekomitee gestig om 'n vreedsame protes teen Afrikaans as 'n onderrigtaal te organiseer. Hulle het 16 Junie as die dag van protes gevestig. Tydens die protes op 16 Junie 1967 het die polisie probeer om die studente te stop. Sonder sukses kon hulle stop. Hulle het toe traangas en lewendige ammunisie gebruik om die studente te versprei. Die polisie was baie geïrriteerd en die polisie het sekere maatreëls geoortree. En leerders het deur die strate van Soweto begin beweeg. Terwyl die polisie sekere maatreëls geoortree het die leerders begin die strate beweeg. En die simbool van apartheid soos regeringsgeboue en wit eienaars besighede begin verbrand. Van die maatreëls was geoortree, as ons sê al die maatreëls, hulle het begin skiet op die studente. En die studente het begin tussen die strate beweeg, en terwyl hulle tussen die strate beweeg het hulle gebeweeg na geboue toe, soos die gemeenskapsaal, soos die Patco busse basis. Dit was deel van die apartheidse regering op die einde van die dag. Die idee dat swart mense teen apartheid
moes weerstand bied, was nog nooit so duidelik in hulle gedagtes nie, en dit was alles te danke aan Steve Biko en die invloed van swart bewussyn op die einde van die dag. So leerders, so nou kan ons sien dat die swart bewussyn het gekom deur die leier Steve Biko, maar ander mense was ook deel van die swart bewussyn. En soos ons genoem het, daar was verskillende organisasies. Nou Steve Biko kan nie behoort het aan al daardie organisasies nie. Van hy het gekom met die idee, maar hy het 'n sterk invloed gehad op die verskillende organisasies. Van sy idee van swart bewussyn het versprei in die verskillende, soos ons sal sê in Engels, in townships. En dit het gemaak dat die different gebiede saam begin staan om te beklei teen die stelsel van apartheid op die einde van die dag. So kom ons kyk gou na die swart bewussyn oefenvraag. Daar is sekere vraag wat gestel word. So leerders, uiters belangrik dat hierdie les, ons fokuspunt is basies om te kyk na die Soweto opstand van 1976 en hoe dit beïnvloed was deur die swart bewussyn beweging. Kom ons kyk na die eerste vraag wat gevra word. Die oprigting van SESO deur Steve Biko in Suid-Afrika het 'n belangrike rol gespeel in die verspreiding van die idees, die filosofie, die beginsels van swart bewussyn reg deur Suid-Afrika as 'n landbasis. Dan stem jy saam, so hier die vraag word gestel, die stelling word geplaas, maar die vraag word nog gestel nog. Stem jy saam met die stelling? Ondersteun jou argument met relevante bewyse, bespreek krities hoe Steve Biko en die filosofie van swart bewusheid swart Suid-Afrikaners gemobiliseer het om die apartheid regering in die 1960s en 70s uit te daag. Vraag nommer 3, vraag nommer 2 basis. Steve Biko het die filosofie van swart bewusheid gebruik om swart Suid-Afrikaners bemagtig om die apartheid regering uit te daag. Stem jy saam? Gebruik relevante bewyse om jou argumente ondersteun basis op die einde van die dag. Vierde vraag, verduidelik in watter mate die geboorte van swart bewustheid die weerstand teen apartheid in Suid-Afrika in 1970 met 'n nuwe lewe ingeblaas het in die swart mensbasis. Kom ons gaan na die oplossings toe, na die antwoordbasis, en die antwoord is basis 'n opsomming. Kom ons gaan na die eerste ene toe. Regeringsreaksie. So, dit is nou 'n opsomming wat ons oor aan gepraat het. So, die regeringsreaksie was as volg. Aanvanklik het die apartheidsregering die idee van swart bewustheid verwelkom. Toe die apartheidsregering besef dat die beweging was tans gestig om teen apartheid te beveg, het die apartheidsregering sekere wette toegepas. En hierdie wette was bekend as terroristiese wette wat toegepas was teen terroriste. Dit het gelei basis na verskillende organisasies toe. Byvoorbeeld, Black People's Convention, SESO op universiteitsvlak en SESO op skoolvlak. Dan BAU was op vir die gewone werkers by die fabrieke basis. Dit het nou saamgewerk met SESO, onthou nou, SESM het saamgewerk met SESO. SESM, gewone skoolvlak, SESO, universiteitsvlak en die Black People's Convention. SESM het die swart bewussyn beweging idees bevorder deur middel van sy koerant namens Trust en debatverenigings. Dit het die studente toegerus en bemagtig om die apartheidstelsel uit te daag op 16 Junie 1976. So dit basis 'n opsomming oor die les wat ons gebespreek het basis op die einde van die dag. Nou, leerders, dit is uiters belangrik dat ons moet verstaan dat as dit nie vir Steve Biko se filosofie was van die swart bewussynbeweging nie, dan sal daar nie 16 Junie 1967 opstand gewees het in Soweto nie. Nou leer dit is uiters belangrik dat ons moet verstaan dat die swart bewussynbeweging was nie net vir Zulus en Sothos en Pedis nie, maar die swart
beweging leerders was basies vir almal wat geonderdruk was deur die stelsel van apartheid in Suid-Afrika basies tussen 1960 en 1970 basies op die einde van die dag. Maar dit is uiters belangrik leerders dat ons moet verstaan dat die swart bewustzynbeweging was nie deel van ANC en die PAC nie. Hoekom was dit deel nie? Want voor die intoonstelling van die swart bewustzynbeweging was daar basies 'n gaping. En hierdie gaping was gelaat deur die arrestasie van die ANC leiers en die PAC leiers basies. So hierdie twee organisasies het nie saamgewerk nie, maar hulle het net saamgewerk in die opsigte om die apartheidsregering te beïnvloed om apartheid te beëindig op die einde van die dag. Nou, leerders, omdat die ANC en die PAC nie weer aktief was nie, het Steve Biko gekom met die idee dat, luister hierso, ek kan nou wat met die idee na vore kom, en hierdie idee basis was die swart bewustzynbeweging. En dit het gekom basis deur die feit dat Steve Biko was deel van NUSAS. En dit was basis 'n multireële studenteorganisasie wat toegelaat het leerders dat alle rasse moet deel vorm van daardie organisasie. Maar soos ek genoem het voorheen, hulle het nie die belange van die swart studente in ag geneem nie. Van as die swart studente en die wit studente die universiteit verlaat, vind hulle self op verskillende vlakke van leefstyl basis op die einde van die dag. En dit het toe gelei dat Steve Biko SESO begin het, en hy was toe, soos hulle sê in Afrikaans, hy was toe geskort van die Universiteit van Natal af, en hy was toe hy was daartoe toe verbind tot huisarrestasie, en dit beteken dat hy was toe by sy huis, so dit sê leerders dat as Steve Biko enige plek beweeg het, moes hy toestemming gekry het van die polisie, want hy was 7 dae en 24 uur was hy bewaak deur die polisie op 'n daaglikse basis, en Steve Biko het ook ander organisasies ook in die gemeenskap beginne, soos byvoorbeeld organisasies soos Zanompilo, Solompilo, en ook opvoedkundige organisasies was ook beginne deur die invloed basis van die swart bewustheidsbeweging in Suid-Afrika. Maar die invloed tot die Soweto-opstand het basis gekom toe SESM beweging nou in die swart gemeenskap beweeg het. En hulle toe, eers die werkers, toe SESM, wat op skoolvlak was, vir hulle gesê dat, luister hier, so julle hoef dit te aanvaar om Afrikaans as 'n vak te kry, en om Afrikaans in geografie, en wat sal sê, aardrykskunde, en Afrikaans te kry basis in wiskunde, in biologie en natuurenskykunde op die einde van die dag. En tussen daardie tyd het die swart mense uiters swaar gekry. Hulle het in haglike omstandighede gelewe, en die intoonstelling van Afrikaans in wiskunde, in aardrykskunde, in biologie, het toe die leerders aangehits om op te staan. En dit is waar leerders soos Tsetse Mashinini na vore gekom het, van hulle die voortog geneem in die SRC, of laat ons sê, die SESM groep, die Suid-Afrikaanse studentebeweging. So deur dit te beplan, het dit toe gelei dat daar 'n opstand was in 16 Junie 1967, en verskillende kinders is doodgeskiet, meer as 100 kinders is beseer gedurende daardie tyd, en die wêreld was bekend gestel oor die brutaliteit van apartheid in Suid-Afrika. So leerders, vandag se les het ons net gefokus op hoe die swart bewustzynbeweging die rede of die oorsaak was vir 16 Junie 1967 opstand in Soweto basis. Leerders, soos jy kan sien op die skerm, ons volgende les leerders gaan ons fokus basis op die interne
krisis wat bekend gestel was in Suid-Afrika. So dit is baie belangrik dat ons moet volgende week weer kyk na die les. Van die les gaan vir ons help en vir ons leiding gee hoe om die brongebaseerde vraag te beantwoord op die einde van die dag. Maar leerders, ek hoop jy het mooi geluister. Ek hoop jy is in staat nou basies om meer kennis te hê oor 16 Junie 1967 se opstand in Soweto. En ek hoop leerders dat u gaan hierdie kennis gebruik om 'n volkomme opstel te skryf op die einde van die dag. Leerders, baie dankie dat u na my geluister het en sien u volgende keer. Totsiens.